Jo, julle, die vyand los 'n mens nie uit nie. Gisteraand het ons geestelike oorlogvoering kursus klaargemaak en ons het juist gepraat oor die feit dat ons kan nie ons emosies vertrou nie. Ons emosies is menslik, ons is mense, ons gaan deur dinge en God verstaan dit. Jesus was self mens en hy verstaan waar ons gaan. Maar as daar nou 'n plek is waar die vyand ons kan aanval, is dit in ons emosies. En weet julle, partykeer is dit iets heel onskuldig. Partykeer staan jy op met 'n lied in jou hart en een klein dingetjie gebeur en dit krap jou hele dag om. Jy voel depressief, jy voel moedeloos en dadelik voel 'n mens, ja, my lewe is so sleg. Ek sukkel so, Here, hoekom moet ek hierdeur gaan? En ons verstaan dit nie, ons verstaan nie hoekom die Here sekere dinge in ons lewens toelaat nie. Maar julle, God is besig om te werk. Wat ook al hy in jou lewe toelaat, laat hy nie toe omdat hy jou straf nie. Hy laat dit nie toe omdat jy iets verkeerd gedoen het of nie genoeg bid nie of omdat jy nie vas nie. Niks wat jy doen kan God se seëninge in jou lewe vrylaat nie. Ons ontvang seëninge out of grace, God's love, God's abundance. Ons verdien niks van dit wat God vir ons gee nie. Dit kom alles uit liefde uit. Maar iets wat ons moet besef elke dag, die Here gebruik omstandighede. Nie alles is 'n aanval van die vyand nie. Jy het nie vanoggend opgestaan en jou klein twinkie teen die bed gestamp of teen jou spieelkas, omdat Satan daar gesit het en gewag het vir jou en die ding voor jou ingeskuif het nie. Jy het nie gekyk waar jy loop nie en toe stamp jy jou toon. Okay? Ons moet onthou, God laat sekere dinge in ons lewe toe, omdat hy dit gebruik om ons te vorm. Hy gebruik dit om ons sekere dinge te leer, sodat ons 'n testimony kan hê. Jy kan nie 'n testimony sonder 'n test hê nie, julle. En dit is wat die Here besig is om te doen. En ja, dis crap. Julle, ek gaan nie doekies omdraai nie. Vanoggend stap ek met 'n lied in my hart hier in die Carnival Mall in. En my omstandighede waarna ek op die oomblik is, oorweldig my net. En op 'n stadium is ek net soos in, nee, Brenda, jy moet eerder uit hierdie winkelsentrum uitkom en gaan eerder net huis toe, dat jy kan gaan bid. En ja, ek bid enige plek, jy weet, maar ek het net geweet, emosioneel doen dit my nie goed nie. So nou gaan ek huis toe gaan en ek gaan eerder iets positiefs kyk, iets op uplifting kyk, goed doen vir die ministry, daai tipe van goed. Ons is almal mense, ons het almal emosies, ons het almal behoeftes en julle, ek weet hoe dit voel om te sukkel, ek weet hoe dit voel om nie genoeg te hê nie, ek weet hoe om te worry oor jou geliefdes, ek weet hoe dit voel om te beklei vir jou huwelik, ek weet hoe dit voel om te beklei vir jou gesondheid. I've lived so much en dis juis. God het hierdie dinge in my lewe toegelaat sodat ek kan sê, ek weet waardeur jy gaan. So ek wil jou bemoedig vandag. Julle, jy's nie alleen nie. As jy struikel, as jy sukkel, as jy gebed nodig het, asseblief DM my. Ek kan jou nie help met geld nie, ek kan jou nie help met kos en klere nie, ek wens ek kon. Ons ministry is online, so ons het nie 'n fisiese kerk nie. Ek kan nie jou probleme vir jou fix nie, maar ek kan luister en ek kan jou lei deur die Heilige Gees. En iets wat ek goed kan doen, is bid. So as jy vandag sukkel, as jou emosies jou vandag oorweldig, reik uit, stuur 'n DM, WhatsApp my, julle sal sien op baie van my video's in die onderste beskrywing, is my selfoonnommer. En ek sal saam met jou bid. As jy wil, kan jy ook deel word van ons Strength to Live Ministry selgroep, wat elke woensdag aand is.
waarin ek mense bemoedig en vir hulle teaching gee. En as jy dit nie kan bywoon nie, kan jy op ons YouTube channel gaan kyk. Jy gaan soek vir Pastor Brenda, Strength to Live Ministries. Gaan se subscribe, follow en daar's baie teachings daar wat te lank is om op hierdie platform te kom. En miskien is daar iets wat jou gaan oplig vandag. Die boodskap wat ek Woensdag aand gedeel het, verduidelik juis hierdie proses waardeur ons gaan. Weet dat, jy's nie alleen nie en onthou wat ek altyd sê. Don't give up, don't give in, because our God is always working. Shalom.